Goeiemôre. Ek groet julle in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek is so bly dat ek vanmôre weer hierdie opgewonde woord van die Here vir jou kan bring. Terwyl jy op jou pad is hemel toe, dinge wat ons nodig het om ons te versterk en ons te help. En mag die Here vir jou seën terwyl jy na hierdie woord gaan luister. Ek wil vandag met jou praat oor iets baie besonders en dit is die tema wat ek wil gebruik is die moderne Goliat van vandag. Die moderne Goliat van vandag. Lukas 21 vers 25 tot 27 lees ons hierdie woorde. En daar sal tekens wees aan die son en die maan en die sterre en op die aarde, benoudheid van nasies in hulle radeloosheid, wanneer see en branders dreun en mense se harte beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld sal kom. En hier waarsku die Here dat aan die einde van die dag gaan daar 'n groot probleem ontstaan en gaan die mag van die vyand geweldig toeneem. En ons leef in die dag van die grootste veldslag wat seker nog in die geskiedenis van die mens plaasvind. En dit is waar die Satan besig is om oorhand oor die wêreldmense te kry en oor baie kinders van die Here te kry. En hy het met groot woede neergedaal. Die groot wapen wat hy gebruik om dit weer te doen, om te verslaan, om ons te verslaan. En wat hy met groot sukses toepas, is die wapen van vrees, hierdie Goliat van vrees. En beide in die Ou en in die Nuwe Testament waarsku die Here sy volk teen vrees. Want jy sien, daar is net een geregverdigde vrees en dit is die vrees vir die Here. Wanneer die Bybel praat van die vrees van die Here, dan is dit nie om bang te wees vir God nie. Dit praat van 'n heilige ontzag en 'n respek wat ek en jy vir die Here ons God het, van wie hy is. Hy is die almagtige heerser van die hemel en die aarde. Hy is God en buiten hom bestaan geen ander God nie. En die enigste vrees wat ons dan moet wees is die vrees vir die Here. Nou ek noem hierdie tema die Goliat, die moderne Goliat van vandag. En in 1 Samuel 17 het ons die geskiedenis van Dawid en Goliat. Dit so vinnig, dan gaan ons deur hardloop met dit. Nou dit is nie 'n storie wat ons hier lees, dit is 'n werklike gebeurtenis. Nou daardie dae was die Filistyne besig om teen Israel op te trek. En hierdie Filistyn met die naam van Goliat was 'n reus. Hy is die een wat Eli se 2 seuns, Hofni en Finehas, vermoor het. En hy is ook die oorsaak dat die ark van die Here in 1 Samuel 4 deur die Filistyne weggevoer is en waar hulle die Israel verslaan het. In 1 Samuel 17 vers 16 sê die Bybel, en hierdie Filistyn, hierdie Goliat, het vroeg in die môre en saans nader gekom en gaan staan vir 40 dae lank het hy gaan staan. En dan het hy uitgeroep en hy sê vir die volk hierdie woorde vir Israeliese soldate: kies vir julle 'n man uit dat hy na my toe kan afkom en teen my kan veg. As hy teen my veg en my verslaan, dan sal ons julle slawe wees, maar as ek hom verslaan en hom oorwin, en dan moet julle ons slawe wees en ons dien. En hierdie uitdaging het van Goliat afgekom. Elke môre en elke aand het hy die dapper manne aangeval met hierdie woorde. En Dawid het hierdie lot so gestaan en kyk, ekskuus tog, want hy sien elke keer as Goliat met sy bulderende stem na vore kom, dan hardloop die soldate, hulle skarrel weg en hulle gaan kruip weg in gate en spelonke. Hulle is so bang vir hierdie man. In vers 26 vra Dawid, hy sê: wie is hierdie onbesnede Filistyn wat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? Vers 32 sê, en Dawid het aan Saul gesê: laat die manne se moed tog nie ter wille van Goliat sink nie. U dienaars sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. En jy sien, hulle het probeer om Dawid Saul se wapenuitrusting laat aantrek. Dawid sê hy het dit nie nodig nie. Want Dawid is gewapen in sy hart. Hoor nou, hy is gewapen in sy hart met vertroue in God se almag en die vermoë in God wat vir wie hy lief is en wat se God se vermoë om hom te dien. En Dawid kyk na Goliat, hierdie reus, en hy sê vir hom: jy kom na my toe met swaard en met spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Dan sal die hele menigte moet erken dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie. Hoor nou, want die stryd behoort aan die Here. Christen mens, hoor vanmôre, die stryd behoort aan die Here. Op Golgotha het Jesus Christus alreeds die wonderlike oorwinning vir jou en my behaal.
En hierdie geweldige oorwinning is nie net vir 'n sekere tyd gewees nie, dit is nou duur tot in alle ewigheid. Die stryd behoort aan die Here. En Dawid het Goliat verslaan. 1 Samuel 17 vers 51 sê, en Dawid het die hoof van die Filistyn geneem, hy het sy kop afgekap, en Dawid het sy kop geneem, en het reg deur die hele Jerusalem gedra. Net so dink ek het die tyd aangebreek vir ons as Christene, veral in hierdie laaste dae, om hierdie kop van hierdie reus van vrees wat voor ons staan, sy kop af te kap. En hierdie Satan gebruik hierdie mag van vrees met groot sukses vandag, om die kinders van die Here en baie mense lam te lê, met al sy drogredes. Elke môre kom skreeu hy sy bilderende vreesgedagtes vir jou uit, en vanweë jou omstandighede dat jy nie vandag gaan maak nie, jy gaan misluk, en vanaand wanneer jy gaan slaap, net soos wat hy met Israel gedoen het, bilder die stem van vrees, Satan se vrees in jou hart, en vul jou gedagtes met drogbeelde van wat jy gaan vanaand nie kan slaap nie, want kyk net jou finansiële toestand, kyk net jou gesondheid, kyk net al die probleme wat jy in die gesig staar, en jy gaan vanaand, en so kom vrees en vul jou hart. En Dawid het hy sy voor neergesit, hy het gesê, nee. Nou kinders van die Here, hoor wat sê 2 Timoteus 1 vers 7. Want God het ons die gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En nou sê 1 Johannes 4 vers 18 hierdie groot woorde, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want die vrees, hoor wat sê God, vrees sluit straf in. En hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Vrees sluit straf in, sê die Here. Wanneer jy toelaat dat vrees vir jou en my in 'n greep vang, dan dryf dit geloof uit ons hart uit, en ongeloof kom in die plek daarvan in. En ons vrees, dit sluit straf in, dit kom met al hierdie verskriklike gedagtes wat ons aanval en ons gevangene hou. En reg deur beide in die Ou en Nuwe Testament waarsku Here ons teen vrees. Jesaja 41 vers 10 sê die Here hierdie woorde vir jou en my. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, en met my reddende regterhand. O, prys die Here. Vers 13 sê, want ek die Here jou God gryp jou regterhand. Ek wat vir jou sê, wees nie bevrees nie, ek help jou. Kan jy onthou die geskiedenis van Moses en Josua, toe Moses dood is, het Josua die verantwoordelikheid gekry om hierdie magtige volk van 3 miljoen mense te lei. En hy's 'n jong man, en hy's bekommerd en hy's bang, hy weet nie of hy Moses se skoene kan volstaan nie. En die Here kom en die Here sê vir hom in Josua 1 vers 6, wees sterk en volmoed, bepeins net my woord dag en nag. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou oral waar jy heen gaan. O, net soos Josua word ek en jy ook getuister met allerlei gedagtes, wat ons elke dag konfronteer en tekortkominge wat ons ervaar. En jy wil 'n huis koop en jy is bang, sê nou net ek kan dit nie maak nie, of sê nou net ek verloor my werk, of sê nou net dit gebeur met my, of sê nou net my gesondheid gee in, en so kom hierdie drogbeelde van vrees aanhoudend voor jou staan, en val jou verskriklik aan. Nou kinders van die Here, ek wil vandag vir jou sê, die eerste plek waar ons vrees in die Bybel sien, is in die geskiedenis van Adam en Eva. In Genesis 2 vers 9 en 10 lees ons, toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en ek het gevrees. Jy sien, terwyl Adam en Eva God se stem, God se woord gehoorsaam was, hy was vrees nie teenwoordig nie, daar was liefde en warmte in hulle hart. Maar die oomblik toe hulle God se woord ongehoorsaam is, toe wat gebeur? Toe kom vrees in. En toe vrees inkom, toe gaan kruip hulle weg vir God. Hulle skaam om voor die Here te kan kom, omrede hulle sy woord ongehoorsaam was. En so, ek en jy moet weet, dat wanneer ons na die woord van die Here kyk, bære die woord in jou hart. So mooi sê die psalmdigter, ek het die woord in my hart gebære, dat ek teen u sal sondig nie. In God se koninkryk regeer God deur liefde. En soos liefde helend en stimulerend van aard is vrees net die teenoorgestelde. Vrees bring verwydering
En vrees dryf geloof uit jou hart uit en laat ongeloof inkom. En vrees is in werklikheid saamgeperste ongeloof. En kinders van die Here, 2 Timoteus 1 vers 7 sê weer, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Ek en jy moet vandag een ding verstaan, dat God het vir jou 'n denke gegee en jou denke kan drogbeelde skep. Jy kan die vermoë om te skep met jou denke. En wanneer ek en jy vrees toelaat, en dan wanneer hierdie vrees aanhoudend vir ons aanval, met ons onvermoë en ons probleme, wat vir ons baie groot word, dan het jou gedagtes die vermoë om drogbeelde te skep. En hierdie drogbeelde word vreesaanjaend, dit hou vir jou wakker met allerlei gedagtes, soos die voorbeelde wat ek nou genoem het, en baie meer. Sê nou net, my huwelik gaan nie werk nie. Ek wil so graag met hierdie pragtige jong dogter trou, en ek is so lief vir haar, maar sê nou net iets gebeur, en ek kan nie vir haar sorg nie. Of sê nou net, ek moet 'n huis koop, en ek kan nie. Ek is so bang, ek kan, maar ek is so bang, ek kan dit nie meer ophou nie. Ek is so bang, ek verloor my werk. En so kom gedagtes op gedagtes op gedagtes na jou toe. En God wil nie hê ek en jy moet teen ongeloof vaskyk nie. God het ons die vermoë gegee om te staan en om te dien in opregtheid. En moenie toelaat dat hierdie drogbeelde wat Goliat, die vrees van Goliat aanhoudend na jou toe uitslinger. En veral in die môre as jy opstaan, sê vir jou, die dag het begin, maar hoe gaan jy deur hierdie dag kom? Kyk al hierdie probleme. As jy vanaand jou kop wil gaan neerlê, net soos wat jy met Israel gemaak het, kom en hy bulder die vrees aanjaende gedagtes, en jou gedagtes begin drogbeelde skep, en jy rol in die bed rond, en jy kan nie slaap nie. En dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. Dit beïnvloed jou emosies negatief, en dit bring jou op 'n plek waar jy jouself afsny van die vermoënde krag van die Here. En jou dink jy God kan jou nie help nie. Ons sien in die Bybel dat God verlos Israel uit die hand van die Egiptenare, en toe hulle by die Rooi See tot staan kom, toe kyk hulle om en hulle sien, kom Farao met al sy strydwaans aan, en hulle is voor die Rooi See, hulle kan nêrens heen gaan nie. In Eksodus 14 vers 11 roep hulle vir Moses uit, het u ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Hulle het net die dood gesien, hulle het nie God se oplossing gesien nie. Terwyl intussen is God reg bokant hulle in die wolk. Hy het vir hulle verlos uit Egipte uit, hy bring hulle met die wolk tot hier by die Rooi See. Hoekom gaan hy hulle nou los? Net soos met ek en jy. Ons staan partykeer voor die Rooi See en wonder ons, wat gaan ons maak? En dan die Here het ons tot hier gebring, hy gaan jy nie nou los nie. Hy waarborg, niemand kan jou uit sy hand uitdruk nie, want hy 'n paar boodskappe terug. Hy sal vir jou deurdra. Maar moenie toelaat dat hierdie vrees, hierdie reus van geloof, jou negatief beïnvloed nie. Want vrees bring net die dood en ondergang wat jy raak sien, en maak 'n mens swartgallig en bring jou in 'n hopelose toestand. Jare terug het ek gelees van 2 ou dames in New York City. Skat ryk. Hulle het oneindige rykdomme gehad, en hulle bly in hierdie verskriklike mansion. Maar na 'n lang tyd het mense hulle nie meer gesien buitekant nie, en die owerhede het toe gaan ondersoek instel, en toe hulle moes die huis oopbreek om in te gaan, hierdie pragtige mansion. Weet jy wat? Hulle kry toe die 2 ou dames dood as gevolg van verwaarlosing. Hulle het nie meer kos geëet nie, hulle het nie meer water gedrink nie. En toe hulle ondersoek, toe sien hulle het al hulle skatte, hulle het miljoene dollars se waarde in bonds en in dollarnote, en aan hulle klere vasgewerk met naald en garing, in hulle kaste is al hulle rykdom vasgewerk aan klere. En hulle toe agter, die 2 mense was bang, hulle gaan die geld uitgee, en hulle gaan nie genoeg hê om môre van te leef nie. En die vrees het veroorsaak dat hulle gesterf het in hulle huis as gevolg van hierdie ongeloof wat in hulle hart ingekom het. En so mag het vrees oor 'n mens se lewe. En kinders van die Here, dis nie wat God vir ons wil hê nie. Hy wil vir jou deurdra, en hy wil vir jou help. Nou kom ons kyk net vinnig hoe Satan vrees kan gebruik. Eerstens, as daar iewers vrees in jou skuil, verleen dit aan Satan die houvas op jou lewe. Tweedens, Satan gebruik altyd verlede vrese om weer nuwe ellendes op te bou en op te diep. Vrees wat iewers in jou skuil is soos 'n magneet. Dit trek ongeloof na jou toe, soos wat 'n magneet 'n spykertjie trek vrees ongeloof na jou toe.
Deur te vrees verklaar ek aan God dat ek meer in die Satan se drogbeelde en leuns glo, as wat ek in sy wonderlike woord, by God se woord glo. Deur te vrees verklaar ek aan God dat ek reken dat hy onwillig en onvermoënd is om vir my te kan help. En dit is 'n vreeslike ding. Waar vrees skuil, sal Satan 'n stortvloed van omstandighede skep, wat jou siel sal neerdruk teen die grond, jy soos 'n tweeër sal vaspen. Deur jou vrees laat jy toe dat die Satan oor jou triomfeer, terwyl hy in werklikheid alreeds verslaan is. Jesus Christus het Satan verslaan op Golgotha. En hy het die skuldbrief teen ons, sê Kolossense 2, het hy gekanselleer met sy bloed. Hy het ons vrygemaak, kinders van God. Ons het jare terug gesing, ek is vry, 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 want Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien, ek is vry, vry, vry. Christus het jou vrygemaak. Kom ek en jy bly staan in hierdie wonderlike vreugde, in hierdie blydskap van die Here. Moenie laat hierdie reus voor jou kom gil en skreeu en allerhande vrese oor jou wil bring nie, man, jy's meer as dit. En nou wil ek afsluit by die gedagte van oorwinning oor hierdie vrees. In Hebreërs 2 vers 14-15 lees ons hierdie woord, sodat hy deur die dood, dit is dat hy deur die dood aan hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, en dit is die duiwel. En almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was. God wil nie hê dat ek en jy in vrees moet lewe nie. Nou, hoe kry ek oorwinning oor vrees? Eerstens, vrees moet bely word. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek en jy ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Vrees is die toppunt van ongeloof. En deur te vrees doen ek aan God oneer aan, en die Here wil dit nie, en die kinders van die Here. Weet jy, ek sien in die woord van die Here hierdie woord, die Here Jesus sê in Johannes 6 vers 37, ek sal hom wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. Verder, hoe kry ek oorwinning oor vrees? Jy moet kies tussen geloof in God en ongeloof. Jy moet kies tussen geloof in God en ongeloof. Johannes 8 vers 31-32 sê, Jesus sê vir die Jode wat aan hom geglo het, as julle in my woord bly, onthou Adam en Eva het nie in sy woord gebly en toe vrees hulle. Jesus sê, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal vir julle vry maak. Om te vrees is 'n keuse van die wil. So kies liewerste God se woord en kom ek en jy staan positief te beloftes van die Here. En ons laat nie toe dat hierdie vreesaanjaende gedagtes van vrees ons oorweldig nie. Die engel sê vir Maria, die moeder van Jesus, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Toe hy vir haar sê, sy gaan swanger word, en sy gaan hierdie wonderlike seun baar. En sy antwoord die engel, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. Kom ons maak soos Maria, ons gee aan God ons hele hart. Ons gee aan God ons begeertes en ons verlange, en ons kies om God te glo, bo die leuns van die Satan. Verder, ervaar die helende krag van God se liefde. 1 Johannes 4:18, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Die kosbare Heilige Gees stort die liefde van God in jou hart uit, maar wanneer jy vrees, kom daar ongeloof in jou hart in. En waar goddelike liefde in die hart van die kind van die Here is, kan vrees nie inkom nie, kinders van die Here. En verder wees positief, staan op die woord van die Here. Kommunikasie met God is belangrik, gaan na op jou knieë en vertel die Here hierdie goed wat jou in jou gedagtes vir jou pla. Gaan werp jou bekommernis op hom, sê die woord, want hy sorg vir jou. Gaan vertel hom die goed wat jou bang maak, gaan vertel hom die goed wat jou kwel, en gee dit vir hom, en staan op van jou knieë op en sê, Here, ek los dit nou aan die voete neer, en ek vra dat U vir my sal help. So ek sluit af met hierdie skrifgedeeltes. Spreuke 3 vers 5 en 6. Vertrou op die Here met jou hele hart. Steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, en hy sal die pad vir jou gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. 1 Johannes 3 vers 8 sê die woord,
1 Johannes 3 vers 8, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. God wil hierdie mag van vrees en ongeloof breek in jou lewe. Dit bring vernietiging, man, dit is nie goed vir jou as 'n Christen nie. En het haal jou nie uit God se hand uit nie, as jy vrees vir dinge en dan kom ongeloof in jou hart in, gaan die Here jou nie wegwerp nie. Dis net jy beroof jouself skade. Want soos Dawid moet ons opkyk en sê ons het oorwinning in ons hart, want ons God sal ons nie alleen laat nie. Hy sal ons bewaar en hy sal ons beskerm en mag die Here jou seën. Ons gaan volgende keer weer verder praat, maar ek bid vir jou. En kom ons bid net saam. Here, ek bid vir hierdie wonderlike volk van God. Vra vanmôre vir u dat u deur die krag van die wonderlike Heilige Gees ons sal vrymaak van hierdie oorheersende mag, hierdie reus van vrees wat vandag voor baie van ons staan en voor baie kinders van die Here staan en hulle in 'n wurggreep in die grond vasgedruk het. Verlos u volk, Here, dat ons soos Dawid kan opstaan en hierdie reus se kop kan afkap en dat ons in geloof sal bly staan en ons God sal dien. Vergewe ons, Vader, ons kyk op na u toe. Dankie vir die volmaakte oorwinning, vir u liefde in Jesus Christus.